Sy, goeienaand ieder en elk, baie welkom by 2023 se Limpopo uitdin van Dink of Sing. En nou is dit tyd vir die groter kanonne, die seniors. Wie praat met wie? Die dice het geval en die dice sê Pietersburg 5 praat teen Pietersburg 3. Okay, ons gaan gou die loting doen tussen die twee Pietersburg spanne, laat ek net sien wat hier aangaan. Julle wen. Okay, Pietersburg 3 is die opponerende span, Pietersburg 5 is die inleidende span. Waaroor gaan julle nou vanaand mond uitspoel? Wil julle graag weet? Ja, ek sou so dink, nee. Goed, vir die seniors. Kragopwekking in Suid-Afrika moet geprivatiseer word. Of kragopwekking in Suid-Afrika moet nie geprivatiseer word nie. En nou begin ons 5 minute voorbereidingstyd. Okay, baie dankie. Julle voorbereidingstyd is verby en ons gee dan geleentheid vir die eerste spreker van die inleidende span om haar toespraak te lewer. Voorsitter, dames en here. C.J. Langehoven het een keer gesê, die slim man ken al die paaie, maar die wyse man ken die regte pad. Kragopwekking in Suid-Afrika moet geprivatiseer word. Ek gaan meer praat oor die alternatiewe aspekte. Lisha gaan meer praat oor hoe dit besighede se voortbestaan verhoog en Helgard gaan oor die ekonomiese aspek van die hele situasie praat. Alternatiewe opsies kan sonkrag, hidrokrag en windkrag wees. Besighede het soveel meer opsies as hulle self verantwoordelik is vir kragopwekking en hulle sal definitief verseker dat hulle altyd krag het as dit werksure het om optimaal te funksioneer om besigheid produksie te verhoog. Dankie. Baie dankie. Ons gee dan geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Dewald Wasserval het een keer gesê, ons almal is okay in die donker, sonder elektrisiteit. Wel, ek dink ook so. Kragopwekkers moet geprivatiseer word nie. Ek gaan praat oor die werkloosheid aspekte wat dit veroorsaak indien dit geprivatiseer word. Gregory gaan praat oor die geld wat verdwyn en Rachel gaan praat oor die geld wat inkom. Werkloosheid is 'n groot probleem in Suid-Afrika. Deur die stages wat gebruik word deur die regering, kan ons sien dat hulle hard probeer om ons land uit 'n depressiefase te kry om dit terug te vermy. Deur in 'n herstelfase in te gaan, kan ons sien dat wanneer ander mense hulle eie krag opwerk deur sonpanele, wind of water, gaan die werkloosheidssyfer opgaan, wat beteken ons ekonomiese groei gaan daal. Baie dankie. Ons gee dan geleentheid vir die tweede spreker van die inleidende span om haar toespraak te lewer. Deur kragopwekking te privatiseer, verhoog dit die betroubaarheid vir 'n onderneming om voort te bestaan. Deur ons gereelde kragonderbreking word alle besighede en individue ontwrig. As besighede elkeen vir hulself krag verskaf, sal dit die voortbestaan van 'n besigheid verseker. Selfs myne is moedeloos en versoek self om eie kragopwekking met 50 megawatt te verhoog. Ek handig oor aan die opponent. Baie dankie. Ons gee dan geleentheid vir die tweede spreker van die opponerende span om sy toespraak te lewer. Suid-Afrika het 'n probleem. Ons almal ken dit. Dis 'n ewel, 'n vloekwoord, 'n bringer van trane. Load shedding. Dit gebeur met ons almal. Ons soek net gou koffie. En dan skielik is die liggies af, soos wat Dewald Wasserval gesê het. Maar die oplossing vir hierdie probleem is nie privatisering van kragopwekking nie. Inteendeel, deur kragopwekking te privatiseer, vat ons geld weg van Eskom af. En Eskom is reeds in 'n ongemaklike finansiële posisie. Deur hierdie geld weg te vat van Eskom af, bring ons die maatskappy al nader en nader aan 'n fiskale afgrond, waarvan hulle nooit sal kan herstel nie. Indien Eskom sal val, sal ons 'n totale en uiterste tragedie veroorsaak.
Ons hele nasionale krag, verskoon die Engels, grid, sal vou en ons sal nooit kan herstel van dit af nie. Dit sal miljarde kos wat hierdie land nie het nie. Nou ja, die party mense wat hulle eie krag op weg en krag het, en die res van Suid-Afrika, die arme mense, die mense wat nie geld gehad het om dit self te doen nie, wat van hulle? Dankie. Baie dankie, ons gee geleentheid vir die derde spreker van die inleidende span om sy toespraak te lewer. Kragopwekking in Suid-Afrika moet geprivatiseer word. Ek wil begin deur my opponent Gregory se argumente te staan. Hy het gesê dat Eskom finansiëel sukkel. Wetende dat Eskom 'n paar jaar gelede die mees suksesvolste kragopwekkingmaatskappy in Afrika was. Waartoe is al die geld heen? Die geld moes gesteel geword het. As ons meer geld in Eskom gaan insit, gaan daar nie meer geld gesteel word, wat glad nie ons probleem gaan oplos nie. Hier vir die ekonomiese aspek vir meer maatskappye, as ons privaat maatskappye kry om krag op te wek, mense gaan meer opsies hê om hulle krag te kry. Dit gaan baie meer betroubaar wees. As ons meer opsies het in die ekonomie, meer maatskappye wat krag opwek, gaan 'n kompetisie geskep word. En kompetisie lei na beter gehalte van die produk. As die beter gehalte gaan meer elektrisiteit beteken. Wat beteken dit gaan baie meer betroubaar wees. Dankie. Baie dankie, ons gee dan geleentheid vir die derde spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Dewald, vra asseblief vir Eskom, is die krag al aan? Ek is baie bang vir die donker. Tjoef, daar is 'n nuwe kragstasie. Nee, dit is nie so maklik nie. Om 'n kragstasie op te rig is nie so maklik uitvoerbaar nie. 'n Kragstasie word nie net vinnig gebou en nou het ons krag nie. Daar moet onderhoud en herstelwerk aan daardie kragopwekkingsaanlegte gedoen word, want anders is daar geen langtermyn effektiwiteit of infrastruktuur wat verseker is nie. Behalwe as jy 'n goudmyn het, weet ek nie hoe enige privaat maatskappy dit sal kan doen nie. Baie dankie. Dit is nou tyd vir die 7 minute kruisverhoor of debatsgesprek en ons gee dan geleentheid vir die opponerende span om eers 'n vraag te rig aan die inleidende span. Okay, sorry. Spreker 2, ek wil jou net vra, nê? Eskom is 'n monopolie. So hoe gaan jy die regering oorweeg om krag op te werk sonder dat hulle belasting hef? Ja, wag, sê net weer asseblief. Okay. Eskom is 'n monopolie, wat beteken daar's net een besigheid en dit word deur die regering beheer. Hoe gaan jy as 'n normale persoon in Suid-Afrika die regering oorweeg dat jy jou eie krag kan opwerk en dit sê nou maar verkoop sonder dat die regering jou soos belasting vra op dit? Nee, jy kan op daai krag, die regering kan op daai krag dan ook BTW hef, wat ook belasting is. Maar jy weet, jy gaan dit betaal. Wat? Jy gaan die belasting dan aan die regering betaal. Ja, maar ons sê nie net ander maatskappye soos 'n nuwe privaat maatskappy moet begin nie. Dalk moet daar, want soos daar's net een kragopwekker en is Eskom. Hoekom kan ons nie alternatiewe? Ons het daaroor gepraat en so, hoekom kan daar nie meer privaat maatskappye wees wat gewone krag opstaan met steenkool en al daai dinge nie? Hoekom wil julle op een fokus? Okay, maar hoe gaan julle die regering oortuig om dit te doen? Die regering is 'n moeilikheid. Ek dink nie hulle het veel van 'n opsie nie. Ons het load shedding, hoeveel in Pretoria, 4 ure op 'n slag. Op die ou einde, dit bly nog steeds teen die wet om oor ek weet nie presies hoeveel nie, maar daar is 'n wetgewing wat sê jy mag nie oor 'n sekere hoeveelheid opwek nie. En dit belemmer enige private instansie wat probeer om krag op te wek dat hulle nie genoeg wins kan maak uit om dit finansiëel sin te maak nie. So hoe gaan julle dit kry om daai wetgewing af te skaf dan? Wel, as jy 'n probleem het, moet jy 'n oplossing maak. En die probleem lê heidaglik by Eskom, wat 'n staatsinstansie is. So die staat moet die probleem probeer oplos. Hoe los jy die probleem op? Jy verander daai wetgewing. Om aan te gaan, ek het asseblief 'n vraag vir spreker 1. Nicola, jy het gesê as ons 'n privaat maak, word werkloosheid bevorder. Maar as jy nou maatskappye kry om die krag aan te rig, want dit is nie heeltemal moontlik om individueel al jou krag op te wek nie, dan gaan die maatskappye werk skep. En meer maatskappye gaan heel moontlik meer werk geskep kry as Eskom alleen. Sorry, ek gaan nou namens haar antwoord, maar ek weet nie die presiese getal nie, maar daar is duisende mense wat werk by Eskom. 'n Privaat maatskappy, maak nie saak hoe groot hulle mee begin nie. Dit kos miljoene, partymal biljoene rande om 'n ordentlike kragstasie op te bou.
En ek dink nie enigiemand in hierdie land het nou daai geld om eerlik te wees nie. Dalk mense van die regering, maar niemand verder nie. Okay? So hulle gaan dalk 100, dalk 200 mense kan werk voorgee, maar Eskom gee vir duisende mense werk. As Eskom vou, sit ons met duisende mense wat sonder werk sit wat verder die werkloosheidssyfer gaan opbring. Wel, Eskom is basies reeds gevou en Gregory, Rome is nie in een dag gebou nie. Daai duisende miljoene wat dit gaan kos om ordentlike krag op te wek. Hoe vinniger 'n mens met die oplossing van die probleem begin, hoe vinniger gaan die probleem opgelos word. Ek weet 'n mens moet ergens begin. Die regering het al hoeveel jaar om hierdie probleem te probeer oplos en om meer geld in dit in te sit, gaan nie help nie. Andre de Ruyter sy skatting is dat daar elke maand 1 biljoen rand gesteel word deur korrupsie by Eskom en jy wil meer geld insit. Wil jy daai 1 biljoen 2 maak? Ons is nie hier om te praat oor korrupsie nie, ons is hier om te praat oor die privatisering van kragopwekking. Dit het niks met korrupsie uit te waai nie. Okay, maar julle het ons praat korrupsie geld. Julle het vir ons gesê, weet ons BTW, ons betaal dit. Ja, ons doen. En nou sê ons vir julle, ons betaal vir Eskom geld en vir krag. En ons kry nie krag nie, want ons het load shedding meeste van die dag. En dan moet ons in elk geval generators aanskakel, petrol, diesel, besoedeling, al daai dinge en ja. Goeie dinge vat altyd baie tyd en dit beteken nie want ons nou in 'n slegte situasie sit, ons gaan nie beter uitkom nie. Maar ek het vir Helgard, ek het vir jou 'n vraag of spreker 3. Is jy 100% seker dat die gras gaan groener wees aan die ander kant as daar privaat maatskappye krag opwek? Mens kan nooit 100% seker wees van enigiets wat jy voorspel nie, maar ek kan vir jou 100% sekerheid sê dat Eskom nie oor 10 of 20 jaar enigstens verskriklik baie beter wees wat dit nou is nie. As jy kyk hoe ver dit verswak oor die afgelope paar jaar, gaan dit nie regtig verbeter eweslik nie. Mens draai nie net 'n dalingskurwe na 'n opswaaikurwe nie. Dit gebeur nie oornag nie. Dit gaan ook tyd vat. Kan ek net byvoeg, sorry. Ja, dis okay, jy kan gaan. Ek wil net sê, as ons geen verandering gaan implementeer nie, as ons net aanhou dieselfde ding oor en oor doen, dink julle daar gaan enigstens vordering wees, want hoe lank moet ons Eskom tyd gee om magically beter te word, want ja. Okay, soos Rasha gesê het, goeie dinge vat tyd. So daar's nou ons verskillende stages in plek gestel. Daai stages is veronderstel om oor 'n lang tydperk Suid-Afrika se ekonomie en hierdie hele Eskom probleem terug tot normaal te kry. Daar word rentekoerse word verhoog, belasting, wat, om almal te keer om te veel te gaan oor dit. Daar was nou mos hierdie hele soos daai Oekraïne se oorlog en goed, so daar's 'n tekort aan olie. So op hierdie stadium kan ons veronderstel, soos ons weet, hoekom sukkel Eskom, maar my vraag is aan Mieke, hoe gaan julle die aanbod van krag in Limpopo verhoog? Soos hoe gaan julle self julle krag in Limpopo opwek? Maar dis wat ons sê, julle sê goeie dinge vat tyd, so nuwe privaat instansies gaan tyd vat. Ons sê nie, okay, môre tjoef tjaf, nuwe besigheid nie. Ons sê, dit gaan ook tyd vat, en ons het alternatiewe opsies ook voorgestel, sonkrag, hydrokrag, wat omgewingsvriendelik ook is. Windkrag, en ja, so, julle kyk net vas in een ding. Ek gaan net vinnig vir jou vra, weet jy wat die kostes verbonde aan 'n hydrokragstasie of 'n sonpaneelstelsel is of selfs 'n windturbine plaas is? Weet jy hoeveel kos dit? Vorige ons sou daai vraag antwoord. Ons net gou Nicolas se vorige vraag reg klaar beantwoord om aan te sluit by Mieke. Alles vat tyd. Alles wat die moeite werd vat tyd. Dit gaan die moeite werd wees om te wag vir die goeie ding om plaas te vind. Dit gaan tyd vat om iets goeds te kry. Hoekom wil ons vir Eskom? Hoe lank wag ons nou vir Eskom? Hoe langer wil ons wag vir Eskom? Gaan ons wag vir daar enige oplossing is? Dis so met enige groot probleme. Maar hoekom wil ons eerder wag vir 'n meer beter moontlike uitkoms as net Eskom nie? Okay, julle het nie my vraag beantwoord nie. Ek het gevra, hoe gaan julle dit in Limpopo doen? Wat gaan julle gebruik? Son, wind. Ons het nie altyd son nie, ons het nie altyd wind nie. Ons het meeste van die tyd nie water nie. Okay, en lyk ons soos mense met grade. Soos ons is nie hier om vandag vir jou te verduidelik hoe die kragstasie moet gemaak word nie. Ek is nie so slim soos dit nie. En Gregory, om jou vraag te beantwoord, hierdie is nie 'n feite debat nie. Ons het nie bronne hier nie. Ek kan nie vir jou sê 'n sonpaneel kos weet nie hoeveel miljoene rande nie, maar soos
steenkool, diesel, petrol, generators, dit kos ook krag. En as ons net iewers begin, julle wil net in Eskom vaskyk, 'n sukkelende maatskappy, waar ons nou al klomp besighede reg oor die land, wat ook vir daai duisende mense kan werk gee. En teendeel, hulle het soos, En net is ons werkloosheidssyfer meer as 30%. Baie dankie julle. Dit is die einde van ons 7 minute debatsgesprek en ons het dan tyd vir 3 vrae vir die inleidende span en 3 vrae vir die opponerende span. Ek het 'n vraag vir die as ek reg is opponerende span. Spreker 2. Ek wil net gou uitvind as daar geen alternatiewe is nie. En Eskom se grid vou in elk geval wat besig is om te gebeur. Wat doen Suid-Afrika dan en wat word van die ekonomie dan? Op die ou einde vir Eskom vir die hele nasionale grid om te val, moet ons ongeveer 50% van ons aanvraag die aanvraag moet meer wees as dubbel wat ons kan opwek. Op die oomblik sit ons so op 70%. So ons is in 'n redelike veilige area wanneer ons by dit betrek, maar op die einde daar is niks wat Suid-Afrika kan doen as dit gebeur nie, want enige land wat deur daai tragedie gaan deur 'n finansiële sorry vir Engels, regression. Nee, dankie. Nee, want ek het net gewonder as daar net geen alternatiewe dan is nie om op terug te val nie, dan gaan 'n mens maande, weke, jare sonder krag sit en dan kan jy maar net sowel uit Suid-Afrika uittrek want dan gaan niks van hom oorbly nie. As dit die beter opsie is dit die beter opsie. Baie dankie. Het ons nog enige vraag vir die inleidende span? As ek is inleidende span, ek wil net weet, waar gaan julle die geld kry as privaat om hierdie krag op te wek? Water, hydro, sonpanele, soos hulle gesê het, dis baie duur. Waar gaan julle die geld kry? Wel, dit is nie net een persoon se probleem nie, dis die hele land se probleem en ek kan jou waarborg, daar is baie ryk mense in hierdie land wat genoeg sal borg om hierdie oplossing te vind. Dit is so groot probleem in die land dat ek kan jou beloof mense sal saam staan as 'n eenheid om die geld te borg om hierdie probleem, die oplossing vir die probleem 'n moontlikheid te kan maak. Soos Gregory gesê het, is daar amper niemand in die land wat kan bekostig om 'n kragstasie op te wek nie, en dis is die geld vir die mense kosbaar. Wie gaan wil opstaan om 'n nuwe kragstasie te stig wat amper biljoene rande gaan kos? Soos ons gesê het, ons is nie ingenieurs of sulke mense wat daai tipe dinge gaan weet nie, want hierdie is 'n debat van 'n hoërskool. Maar daar is mense wat dit wil verbeter, ryk ooms wat net hulle geld wil spandeer en dit beter maak vir die land en omgee actually oor mense. So en mense, dis eintlik soos 'n investment vir hulle ook op die ou einde van die dag. Al gaan dit tyd vat, want goeie dinge vat tyd, soos ons span gesê het. Baie dankie. Ons het een vraag van ons een boordelaar Alana. Gee nou sommer 'n antwoord op hulle vraag. Ek is hierdie super ryk buitelandse belegger. En my vraag gaan aan al twee spanne. Elkeen van julle moet vir my een argument gee hoekom ek moet belê in Eskom of hoekom ek moet belê in 'n privaat kragopwekkingsmaatskappy. Dus begin maar met inleidend. Omdat die vraag na oplossing so groot in die land is, dat ek kan die waarborg, hulle is ook moeg vir die Eskom probleem. Omdat die vraag so groot is en nog so groot smag na oplossing is, sal 'n belegger wat sy sout werd te sien, hier's 'n groot probleem, hier's 'n moontlike oplossing wat geld kan verskaf en genoeg sal belê om die oplossing 'n moontlikheid te maak. Okay, Tannie, so Eskom, daar's klaar werkers, daar's klaar 'n hele infrastruktuur, alles. Al wat ons nodig het is ons het die belegging nodig om hierdie te maak werk. So daar waar daar ander mense moet wees om soos opgelei te word en nuwe infrastruktuur ensovoorts moet koop, het ons dit alles klaar. Om net effens by te laat, as ons 'n buitelandse maatskappy kry om te belê in Eskom en hulle kry 51 of meer as 50% van die aandele dan in Eskom, beteken dit dat hulle op die ou ende die finale sê het in Eskom, wat gaan toelaat dat ons 'n nuwe beheer kan kry in Eskom, maar ook die probleme wat ons dan in die gesig staar is, dis 'n staatseiendom en niemand kan belê in dit nie.
Maar dan is dit nie meer 'n staatsmaatskappy Okay, nie. maar wag, hoor nou net. Sê nou maar 'n buiteland belê in Eskom. Die buitelandse valuta wat inkom gaan jou rand sterker maak wat ekonomiese groei gaan veroorsaak. In 'n privaat maatskappy presies dieselfde, die geld kom in die land in. Soos ek vroeër gesê het, omdat daar reeds so baie geld uit Eskom verdwyn en gesteel word, watse buitelandse belegging sal meer geld wil insit? As hy weet, 'n buitelandse belegger gaan nie kyk op nou nie, hy gaan na die geskiedenis gaan kyk, hy gaan sien, al hierdie geld verdwyn. Baie dankie. Julle, is daar nog enige vrae? Nee, ja. Ook daar is, wag. Die juniors is nou nie meer bang nie. Voorstander, jy het gesê dat daar baie ryk mense is, wat daar baie ryk oomies is, maar soos wat ons baie ryk oomies ken in Suid-Afrika, hulle is baie selfsugtig. So hoe weet jy dat hulle geld vir die ekonomie kan gee? Want hulle wil reeds nie die ekonomie bevorder soos ons in EBW leer nie. Ek dink almal is moeg vir load shedding as jy nou by die huis kom en als, en hulle het seker generators, want soos ons sê, hulle is ryk. So hulle wil dit nie elke aand aansit en daai goed nie. So hulle wil ook net 'n oplossing hê. Soos daar's mense wat dit doen. Dis hoekom daar stelsels in plek is in lande in hierdie land dat ons water het, krag party daar en jy weet daai tipe dinge. Aan te sluit by my spanmaat. Ons Suid-Afrikaners is bekend vir om groot patrioties te wees en enige mens sal daarna streef om die land beter te maak. Wie sal nie wil belê nie? Ons het nog nooit die geleentheid gehad om te kan belê in so iets nie. Baie dankie. Ons het 'n vraag vir die opponerende span. Okay, ja, die eerste meisie ja, het gesê dat dat ons geld moet belê vir Eskom. So ek wil weet, hoekom moet ons geld belê vir 'n maatskappy wat in anyways geld steel? Hoekom moet ons nog geld vir hulle gee sodat hulle dit kan steel? Hoekom moet ons nie liewerste iets niets probeer nie? Okay, ek gaan namens haar antwoord, maar 'n buitelandse maatskappy wat geld belê in die maatskappy, hulle het nog steeds 'n redelike sê oor wat met daai geld gebeur en hulle kan nog steeds dit bevraagteken. As 'n buitelandse maatskappy nou kom ons sê vir die argument 'n biljoen rand belê in Eskom en kom ons sê 500 miljoen rand verdwyn net. Daai maatskappy gaan nie net terugstaan en sê ag nee toe maar hulle weet wat hulle doen met dit nie. Hulle gaan soos valke op daardie mense wees en wil weet waar elke liewe sentie is. So nee, die geld gaan nie net kan verdwyn nie want dan gaan hulle 'n internasionale maatskappy op hulle ry. Baie dankie julle. Ons kan 'n groot applous gee vir ons twee senior finaliste.